Goeiemôre almal, Woensdagoggend. Vandag is dit die 6de Mei, die jaar 2026 en is 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend wil ek sê ere aan God in die hoogste hemele. Hy het die aarde gevorm en die volheid daarvan en ons moet hom loof en prys en eer. Nou Psalm 24 sê die volgende: Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. So ons almal behoort aan die Here Jesus, want hy het dit gegrond op die see en het vasgestel op die strome. Dan vers 7, hef op julle hoofde o poorte, ja, verhef julle ewige deure, dat die erekoning kan ingaan. Wie is tog die erekoning? Die Here, sterk en geweldig, die Here geweldig in die stryd. Hef op julle hoofde o poorte, ja, hef op ewige deure, dat die erekoning kan ingaan. Wie tog is die erekoning? Die Here van die leerskare, hy is die erekoning Selah. Nou Genesis 2, hier vanaf vers 7 tot en met vers 15 sê die volgende: En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas, so het dan die mens 'n lewende siel geword. Ook het die Here God 'n tuin geplant in Eden in die ooste en daar aan die mens wat hy geformeer het 'n plek gegee. En die Here God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van kennis van goed en kwaad. En daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak, en daarvandaan is dit verdeel en het 4 lope geword. Die naam van die eerste was Pison. Dit is hy wat om die hele land Havila loop, waar die goud is. En die goud van die land is goed. Daar is ook balsam, gom en oniksteen. En die naam van die tweede rivier is Gion. En dit is hy wat die hele land kus deurloop. En die naam van die derde rivier is Hiddekel. Dit is hy wat oos van Aser loop. En die vierde rivier is die Vrat. Toe het die Here God die mens geneem en om in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. My laaste gedeelte kom hier uit Jesaja 45 en ek lees van ons vanaf verse 18 af. Want so sê die Here wat die hemele geskaap het, hy is God wat die aarde geformeer en dit gemaak het, en hy het dit bevestig. Hy het dit nie geskaap om woestyn te wees nie, maar dit geformeer om bewoon te word. Ek is die Here en daar is geen ander een nie. Ek het in die geheim nie gespreek nie op 'n plek van die donker land. Ek het aan die geslag van Jakob nie gesê, soek my te vergeefs nie. Ek is die Here wat geregtigheid spreek, wat regte dinge verkondig. Versamel julle en kom almal nader, julle wat uit die nasies ontvlug het. Hulle weet niks wat die hout van hul gesneede beelde dra en 'n God aanbid wat nie verlos nie. Verkondig en bring voor. Ja, laat hulle saam raad hou. Wie het dit van ouds af laat hoor, lank tevore dit verkondig? Is dit nie ek, die Here nie? En buite my is daar geen ander God nie. Regverdig en reddende God is daar buite my nie. Wend julle tot my en laat julle red alle eindes van die aarde, want ek is God en daar is geen ander nie. Ek sweer by myself, geregtigheid gaan uit my mond, 'n woord wat nie herroep word nie. Dat voor my elke knie sal buig, neerbuig en elke tong sal sweer. Hulle sal van my sê, alleen is die Here 'n volle geregtigheid en sterkte, na hom sal hulle kom. Maar hulle almal sal beskaam staan voor hom wat toornig is die Here. In die Here sal geregtigheid word en hom beroem die hele geslag van Israel. Kom ons bid saam. Almagtige God en hemelse Vader, Here, ons wil U loof en prys en eer. U is die erekoning wat al die eer waardig is. Here, ons wil U naam roem. Ons wil vir almal verkondig en sê, daar is net een God. Al die afgode van hierdie wêreld kan niks vir ons doen nie. Daar is net een God en sy naam is Here, Here. Here, baie dankie dat ons U kan aanbid. Dankie dat ons die eer en die voorreg het om by U daar kan kom en vra, Here, bekeer my. Here, verlos my en vernuwe my siel. Ons loof U, ons prys U, ons eer die groot en heilige naam. Halleluja. Amen en amen.